Nou hierdie is daai tipe ete wat mens laat stil sit of stil raak rondom die tafel. So lekker eet almal. Nou ek wys jou hoe om die perfekte kruie marinade vir jou chops te maak, hoe om 'n ongelooflike romerige mieliegebak saam te bedien en dan eindig ons af met warm knoffelbotter oor die chops. Nou ek begin met die ster bygereg vandag. Hierdie ongelooflike mielie kaasgebak. Wat hierdie gereg so besonder maak is die kombinasie van romerigheid en die krakerigheid. Nou hier voor my het ek spring onion chips, mooi fyn gemaak. Ek het dit so in die pakkie fyn gedruk en dan smelt jy 'n bietjie botter in 'n pan en dan voeg jy vars knoffel by. Nou sodra daardie geure van hierdie smake begin uitkom, gooi jy die chips in en jy rooster dit net liggies tot goudbruin en bros. En dit is wat jy dan nou hier voor my sien. Nou die geur alleen laat mens klaar honger word. Nou hou dit dan net een kant en dan in daai selfde pan het ek botter bygevoeg saam met dan eie en knoffel en dan braai ek dit stadig tot alles sag en geurig is. En dan het ek nou die mielies bygevoeg. Vars bevrore of ingemaakte werk perfek vir hierdie dis. Dan is dit heuning, gerookte paprika, sout en swart peper. So dis waar ons nou staan wat hier voor ons is. Nou hierdie kombinasies gee die mielies 'n ligte soetheid met daardie rokerige diepte wat ongelooflik saam met die lamsvleis werk. Nou meng jy dan nou die mielieblom met 'n bietjie room en hier het ek dit voor my. Nou dit laat jy dan stadig prit. Ek sit dit natuurlik in my pan en dan laat jy dit stadig prik sodat dit begin verdik en romerig raak. Nou dit gaan ek nou doen. Dan die laaste deel en dis die beste deel is parmesan kaas en cheddar kaas. Dit roer jy dan saam in totdat alles gesmelt is en hierdie ongelooflike ryk mieliemengsel skep dit in jou oondpak of in hierdie individuele oondbakkies, strooi die crunchy chips bo-oor en bak dit tot goudbruin en borrelend. Nou dit is comfort food op sy beste. Nou vir die hoofkarakter van vandag se bord, die lamschops van Lamb Champs. Nou die marinade is eenvoudig maar propvol geur. Nou jy meng vars petersilie, roosmaryn en dan ook, wat het ek nou gemis? Timie. Dan is dit paprika, oregano, vars knoffel, suurlemoensap, heuning, sojasous en olyfolie. Nou dit meng jy alles saam in 'n bakkie of in 'n bak. Die heuning help natuurlik met die karamellisering, die suurlemoen maak die vleis lekker sag en die vars kruie bring daardie klassieke aardse geur wat perfek werk saam met die lam. Nou jy meng alles goed, dan deur die chops te laat marineer oornag indien jy kan, maar selfs 'n uur maak absoluut ook 'n groot verskil. Nou dit is reeds gedoen en hier voor my reg. Nou is dit warm kole toe. Nou ek moet myne hier in die oond in die ateljee doen, maar jy wil daardie mooi goudbruin korsie hê hier aan die kant. Maar steeds 'n sappige binnekant. Nou medium gaar werk ongelooflik lekker vir hierdie resep, veral saam met die romerige mieliegebak. En natuurlik, hier is waar die wyn se donker bessiegeur en sagte speserynote van die versnit sny deur die romerigheid van die gereg, maar dan ook komplementeer die kruie en die rokerigheid van die lam ongelooflik mooi die wyn. Nou dis regtig een van daardie kombinasies wat net werk. Nou as ek terug is dit tyd vir opdiening en dan vertel ek julle gou van die knoffelbotter bo op die lamschoppies vir afronding. So ek moet hierdie nou in die oond kry. Nou terwyl die chops rus, kan jy die knoffelbotter vinnig maak. Nou dit is hier voor my en al wat daarin is, jy smelt botter in 'n pan en jy voeg vars knoffel en paprika by. Nou dit braai dit net in die pan vir so 'n paar sekondes totdat daai geur ontwaak en die botter effe verbruin en so 'n bietjie ekstra geur kry. Nou laastens net 'n klein bietjie suurlemoensap vir varsheid. Dit het ek sommer 'n suurlemoen gevat en net so 'n bietjie ingedruk. Nou ek het al hierdie stappe reeds gedoen. Hierso is ons botter sous klaar gereed. En dan bedryf jy die choppies met hierdie warm knoffelbotter. Nou dis daardie finale afronding wat alles bymekaar bring. Nou kom ek sit nog 'n paar choppies op die bord. Nou soos ek vroeër gesê het, julle het gesien ek het dit in individuele bakkies gesit en lekker in die oond gebak. Jy moet maar kyk na jou oond so tussen 15 en 20 minute tot dit so lekker borrel en dan het ek net vars graseie bo-op gesit. So dit sit ek in die bordjie en dan kan jy nou hier
net dit so op die bord sit. Nou kom ons kyk. So bo-op. Kyk, jy moet nou nie kalorieë tel as jy hierdie kos eet nie. Want is net absolute lekkerte. En dan net so eetlepeltjie vol bo-op, net vir ekstra geur, ekstra lekkerte. En dan gebruik ek sommer nou vars petersilie en sit dit net vir die ekstra groenerigheid bo-op. Nou hierdie is nie net 'n ete nie, dis kuierkos, dis vuurkos, dis kos wat mense bymekaar bring. As jy hierdie resep gemis het, moenie bekommer nie. Jy kan dit weer gaan kyk en die volledige resep op ons webblad kry. En onthou, goeie kos gaan altyd oor meer as net die bestanddele. Dit gaan oor mense, herinneringe en die stories wat om die tafel gebeur.